Goeiemôre. Wat 'n wonderlike voorreg om weer vanoggend met u te kan praat. Dis vandag 20 Junie 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra. Vier jy en ek ook nog Vadersdag? Jy sien, liewe mens, kom ons kyk vinnig na die agtergrond en ek wil vanuit die staanspoor vir jou sê, ek het geen probleem as jy met my wil verskil nie, maar as jy met my wil verskil, kom ons doen dit ooreenkomstig 1 Korintiërs 16:14, laat alles by julle in liefde geskied. Vinnig kom ons gaan kyk net 'n bietjie waar die ontstaan van hierdie dag vandaan kom. Nou, die onlangs geskiedenis leer ons dat daar 'n vrou was met die naam van Sonara. Sy het in Washington gebly en sy was een van 6 kinders gewees. En haar moeder het op haar verjaarsdag gesterf en toe het sy gesien hoe haar pa op 'n verskriklike harde manier, 'n verskriklike, hy moes soveel insit om hulle te onderhou. En toe in 1909 toe het sy 'n Moedersdagdiens bygewoon en dis waar die gedagte pos gevat het. En die eerste Vadersdag is op 19 Junie 2010 gehou. Nou, hierdie dag word op verskeie plekke oor die wêreld heen gevier. Byvoorbeeld net om 1 of 2 te noem, in Kanada, die VSA, die Verenigde Koninkryk, Argentinië word dit op die 3de dag in Junie gevier. Australië en Nieu-Seeland die eerste Sondag in September, en so kan ek aangaan. Maar belangrik is dan ook, wat hand aan hand loop met hierdie besonderse of hierdie spesifieke dag, verskoning, is die kommersialisasie. Daar gaan soveel geld daarmee gepaard. Ek weet dit is 'n bietjie ou statistiek, maar in die VSA was daar in 1999 alreeds $95 miljoen aan kaartjies spandeer, Vadersdag kaartjies. In 2008 in die VSA 11 biljoen spandeer, $11 biljoen spandeer aan Vadersdag geskenke. Dink jy dit gaan anders hier in Suid-Afrika? Daai antwoord moet jy maar vir jouself uitklaar. Nou vra ons vir ons, maar Pieter, wat is dan fout? Hoekom kan ons dit nie vier nie? Wel, die eerste vraag wat ek vir jou vra is, waar in die Bybel staan dit, dat ons Vadersdag moet vier? Kolossense 2:8 sê vir ons, pas op dat niemand julle as 'n byt wegvoer, deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, en so gaan daai sin aan. Dis bloot net tradisie, is 'n mens geskepte dag, wat ons ingestel het, hier in Suid-Afrika, as ek nou maar net oor Suid-Afrika mag praat. En dit het oor tyd bloot net tradisie geword. In plaas van dat jy en ek praat eers met myself, self gaan ondersoek instel, wat die Bybel ons rondom hierdie onderwerp leer. Handelinge 17:11, so bekend, en hierdie mense was edelmoediger as die van Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Hier kom Paulus en Silas in Berea aan, hulle sê vir die mense van Berea, julle is meer edelmoediger as die mense van Thessalonika. Hoekom? Omdat hulle elke dag self die skrifte gaan ondersoek het. Daarom vra ek myself die vraag af, waar in die Bybel staan, dat ons moet Moedersdag vier, Vadersdag, Valentynsdag, en so kan ek aangaan. En dan is dit maar so, Eksodus 23:2, jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. Die oomblik as die wêreld gaande is oor iets, dan kan jy maar 9 uit die 10 aanvaar. Dis nie van God afkomstig nie. Dis die dat Amos 5:21 vir ons sê, ek versmaad julle feeste en het geen welgevalle aan julle feestydde nie. Hierdie teksvers is gerig aan die volk van Israel. Hulle het die verkeerde feeste ingeroep en onderhou, en wat eintlik niks anderster is as 'n afgodsfees. En
Daar sê die Here vir hulle, ek haat julle feeste wat julle so onderhou, want dit is niks anders, soos ek reeds gesê het, as afgodsfeeste nie. En so geld dit nog vandag vir ons. Jy sien, liewe mens, die Bybel is baie duidelik. Selfs die 10 gebooie sê vir ons, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Deel van die 10 gebooie, ek en jy, daar staan nie ek en jy moet ons Vader, wat ons nou beplan om eerskomende Sondag, te onderhou en te vier. Daar staan nie, ons moet dit net 1 keer 'n jaar doen nie. Ons moet ons vaders elke dag eer en respekteer. Dit word net so bevestig in Efesiërs 6 vers 2 en 3. Eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Wie van ons wil nie gelukkig wees nie? Wie van ons wil nie 'n lang lewe lei nie? Daarom moet ons ouers respekteer, en spesifiek wat die dag van môre aan betref, ons vaders. Daar's nie voorbehoude nie. Ons moet hulle eer en respekteer 24/7, 365. Levitikus 19:3. Elkeen moet sy vader, sy moeder en sy vader vrees. Elkeen. Ongeag, al is ek hoe oud, en ek is vir argument is 50 al, en my moeder of vader is dalk al 70 en 80, moet ons hulle nog steeds eer. Want dis wat die Bybel vir jou en vir my leer. Liewe mens, kom ons begin te leef in terme van Bybelse waarhede. Dit bly net jou en my persoonlike keuse. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.